Groet in die wonderlijke naam van de koning Jesus Christus, geliefdes. Mijn naam is Israel Thijs en welkom bij Broodbreek, die programma van de Here, waar ons dagelijkse hoofdstukken in het Nieuwe Testament lees met het doel om ons christenen te vernieuwen en te versterken op een dagelijkse basis. Vandaag gaan we voort met Galasiërs hoofdstuk 3 in de opschrift lees: God spreekt ons vrij omdat ons glo, niet omdat ons die wet onderhou nie. O dwaase Galasiërs, wie het julle getoer? Christus is dan so duidelik vir julle beskryf, dat julle hom as te ware aan die kruis kon sien hang. Ek wil net dit vir julle vra, het julle die Gees ontvang deur die wet te onderhou, of deur te glo wat julle gehoor het? Hoe kan julle so dwaas wees? Wil julle dit wat die Gees in julle begin het, nou uit eie krag probeer klaarmaak? Was al die goeie dinge wat julle beleef het, dan te vergeefs? Dit kon tog nie te vergeefs gewees het nie. Vra julle dus af, het God die Gees vir julle gegee en kragtig onder julle gewerk omdat julle die wet onderhou of omdat julle geglo het wat julle gehoor het? So was dit ook saam met Abraham. Hy het God geglo en God het hom vrygespreek. Julle moet dus insien, die ware kinders van Abraham is hulle wat glo. Verder het die skrif vooruit gesien dat God nie Jode deur geloof sou vryspreek. Daarom is die goeie nuus vooraf aan Abraham bekend gemaak. Deur jou sal al die volke geseën wees. Almal wat glo, ontvang dus die seën waarmee God die gelowige Abraham geseën het. Maar elkeen wat op die onderhouding van die wet vertrou om deur God vrygespreek te word, is vervloek. Die skrif sê mos, vervloek is elkeen wat nie alles doen wat in die boek van die wet geskryf staan nie. Dit is dus duidelik dat niemand deur God vrygespreek word op grond van wetsonderhouding nie. Daar staan geskryf, hulle wat deur geloof vrygespreek word, sal lewe. Maar by die wet speel geloof geen rol nie, want daar staan, wie doen wat die wet sê, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek wat op die wetsoortreders rus, toe hy vir ons 'n vervloekte geword het. Daar staan geskryf, vervloek is elkeen wat aan 'n paal hang. Dit wat Christus Jesus gedoen het, het tot gevolg dat ook die nie-Jode deel kry aan Abraham se seën. Dit beteken dat ons deur die geloof die Gees wat beloof is, ontvang. Broers en susters, ek gebruik nou 'n alledaagse voorbeeld. As 'n ooreenkoms, al is dit mensewerk, eers gesluit is, kan niemand dit ongeldig verklaar of iets daarby voeg nie. My argument is, God het sy belofte aan Abraham en sy nakomeling gegee. Daar staan nie nakomelinge asof baie mense bedoel word nie, maar dit gaan om een persoon. Met sy nakomeling word Christus bedoel. Ek sê dus, die verbond wat God met Abraham gesluit het, kan nie deur die wet wat 430 jaar later gekom het, ongeldig gemaak en daarmee ook die belofte ongedaan gemaak word nie. As wetsgehoorsaamheid 'n mens die erfenis kan laat ontvang, word dit nie meer ontvang omdat God dit beloof het nie. God het egter juis sy onverdiende goedheid deur 'n belofte aan Abraham gegee. Waarom dan die wet? Dit is gegee om mense van hulle sondes bewus te maak, totdat die nakomeling op wie die belofte betrekking het, sou kom. Hemelse boodskappers het die wet deur middel van 'n tussenganger aan Israel gegee. My argument is, 'n tussenganger is nie nodig as daar net een party is nie, en God is net een. Is die wet dus in stryd met God se beloftes? Verseker nie. As daar 'n wet was wat ware lewe kon gee, sou ons inderdaad vrygespreek kon word deur daardie wet te gehoorsaam. Maar die skrif getuig die teendeel. Alles is vasgevang in die greep van sonde, sodat die belofte op grond van geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee sou kon word. Voordat die geloof gekom het, is ons deur die wet bewaar. Ons was gevange gehou totdat God se plan van geloof geopenbaar sou word. Die wet het ons soos 'n kinderoppasser opgepas totdat Christus gekom het. Ons is opgepas sodat ons deur te glo God se vryspraak kon ontvang. Nou dat die tyd van geloof gekom het, staan ons egter nie langer onder die toesig van die kinderoppasser nie. Julle is almal God se kinders, deurdat julle in Christus Jesus glo. Almal wat deur die doop met Christus een geword het, se lewe word nou heeltemal deur Christus bepaal.
Omdat julle almal in Christus Jesus een is, kan julle nie langer teen mense diskrimineer omdat hulle Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. Verder, omdat julle aan Christus behoort, is julle die nageslag van Abraham en dis erfgename van die belofte. Amen. En daar het ons geskrewe woord van God, geliefdes. Onthou, die Here is lief vir u.